Ons skriflesing is vandag uit Johannes 19. En ek gaan die hele 19de hoofstuk lees, sodat ons 'n baie goeie verstaan van die gebeure kan hê. So volg gerus in julle Bybels, Johannes 19 vanaf vers 1. Toe neem Pilatus vir Jesus en laat hom gesel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit. En 'n purperkleed om hom gewerp en gesê: "Wees gegroet, koning van die Jode." En hulle het hom in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle: "Kyk, ek bring hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie." En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: "Daar is die mens," en hy wys na Jesus. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê: "Kruisig hom, kruisig hom." En Pilatus sê vir hulle: "Neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." En die Jode antwoord hom: "Ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het." En toe Pilatus daardie woorde hoor, het hy nog meer bevrees geword en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê: "Van waar is u?" Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. En Pilatus sê vir hom: "Praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie?" En Jesus antwoord: "U sou geen mag teen my hê, as dit u nie van bo gegee was nie." In ander woorde, van God. "Daarom het hy wat my aan u oorlewer groter sonde." En die hy bedoel hy na die mense wat Jesus oorgelewer het. En hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê: "As u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie." Afpersing. Elkeen wat homself koning maak, kom in verzet teen die keiser. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit, in die plek wat die plaveisel genoem word, en in Hebreëus Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die Jode: "Daar is julle koning." Maar hulle skreeu: neem weg, kruisig hom." En Pilatus sê vir hulle: "Moet ek julle koning kruisig?" En die owerpriesters antwoord: "Ons het geen koning behalwe die keiser nie." En nou kom ons by die deel wat ons teks beslaan vanaf vers 16. Toe het hy, dit is nou Pilatus, hom, Jesus, dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En hulle het Jesus geneem en hom weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die hoofskedelplek, in Hebreëus genoem Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe: Jesus, die Nasarener, die koning van die Jode. En hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. En dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê: "Moenie skrywe die koning van die Jode nie." Maar hy het gesê: "Ek is die koning van die Jode." Maar dit skryf dat Jesus dit gesê het. Moenie sê hy is nie. En Pilatus het geantwoord: "Wat ek geskryf het, het ek geskrywe."
En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk geweef. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, want dit was kosbaar. Maar laat ons die lot daaroor werp, wiesend dat sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. En dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir haar, vrou, daar is u seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. En hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sal word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, tetelestai, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader, Seun, Heilige Gees, deur u genadige beskikking, kom ons vandag voor u troon met aanbiddende harte, oorweldig deur u genade wat ons die voorreg gee om hierdie dag te gedenk. Hierdie dag wat indertyd die geskiedenis in 2 geskeur het, en wanneer ons rondom die Golgotha kruis staan, Here, dan kom die besef dat ons het die kruis opgerig. Ons het Jesus op die kruis geplaas. Ons het sy bene en sy vleis deurboor. Ons het die spykers ingehamer. Ons het die doringkroon gevleg. Ons het dit op sy heilige hoof afgedruk. Ja, genadige Vader, dit was ons sondes waarvoor hy gesterf het. Maar dit was u wat hom as die offerlam gegee het. Dit was u toorn teen die sonde, ons sonde, wat hierdie dag gewil het. Want dit is soos u woord in Jesaja 53 vers 5 verklaar het. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. En terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede bring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vader, u gee die offerlam. U toorn brand teen die sonde. U geregtigheid eis 'n offer. En ons skuld word sy vonnis. U liefde kies die kruis. En Here, dit is hoekom ons dan kan sing, soos wat ons gaan doen, see from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Did ere such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown. Ons word oorweldig deur u woord wanneer ons na Psalm 22 kyk, 1000 jaar voor Golgotha geskryf deur Dawid, wanneer ons lees, my God, waarom het u my verlaat? Waarom bly u ver as ek om hulp roep? Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mens bespot en deur die volk verag.
'n wreedaardige klomp mense het my omsingel. Soos beeste uit Basaan slaan hulle op my toe. Soos verskeurende, brullende leeu's storm hulle met oop bekke op my af. En ek is soos uitgestorte water. Al my bene het uitmekaar geval. My hart het soos was geword en dit smelt weg in my. En soos honde omsingel hulle my. Die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hande en my voete vas. Wat been in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek looitjies oor my mantel. Here, Here, dit was toe al 'n werklikheid. Maar daar is dan ook die belofte, en daar dieselfde Psalm, mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle hom tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Die sal dan aan die volk word wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Die Here het dit gedoen. Ja, Here, dit weet ons vandag. Ons het die wonderbaarlike voorreg om u woord in ons hand te hê wat vir ons daarvan getuig. Ons het die Ou Testament wat daarvan geprofeteer het, ons het die Nuwe Testament wat die werklikheid daarvan verbeeld. En daarom, Here, is hierdie dag dan, soos wat ons dit verstaan, 'n dag van u verordening. Laat u woord ons nou onderrig, sodat ons 'n goeie verstaan daarvan sal hê. En dat dit ons sal oorweldig, want dit is wat ons gedenk, Here. Dit is u genadige beskikking vir die verlore mensdom om weer in u teenwoordigheid te kan kom. Gee nou vir ons 'n goeie verstaan, 'n goeie begrip hiervan, Vader. Breek u woord vir ons oop. En laat ons harte oorweldig word deur hierdie dag van genade, soos dit saamgetrek word in Jesus Christus, die man van smarte. En ons dank u vir daardie een woord wat dwars deur die eeue weer klink, tetelestai, tetelestai, dit is volbring. En nou pleit ons, o Vader, spreek, Here, u diensknegte luister. En ons kan dit vra in sy naam, wat dit vir ons moontlik maak. Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, wanneer ons na die kruis van Golgotha kyk, dan is daar eintlik net een begrip in ons gedagtes, en ons behoort net een woord te sien, en dit is redding. Salvation, redding. Dit beklemtoon die feit dat die Christelike geloof 'n geloof van teenstellings of paradokse is. Daarom het ek gesê, kyk na Golgotha, die kruis op Golgotha. En waaraan dink ons dan? Nie die dood nie, maar redding. Ek het vroeër genoem en ek beklemtoon dit weer, ek gaan voortdurend na die paradokse verwys, die teenstellings, wat daar juis in hierdie kruisgebeure is. En ek het ook genoem dat die Christelike geloof juis die geloof van paradokse is, van teenstellings is. Want dit is juis in die kruis van Golgotha dat die grootste paradoks in die bestaan van die heelal voltrek word. Dink net daaraan. Die skepper van die heelal onderwerp hom aan sy skepping. Die koning van die heelal word deur sy onderdane verguis, gegeesel en gekruisig. Jesus se sterwe bewerkstellig die ewige lewe vir gelowiges. Sy sterwe, ewige lewe. Die lig van die wêreld word deur die
aardse duisternis omvou daar op Golgotha. Die brood van die lewe word aan die dood oorgelewer. Die kroon van heiligheid word die kroon van dorings. En die wat Jesus gekom het om te red, dit is juis hulle wat hom kruisig. En dan, geliefdes, besef ons die waarheid van Golgotha, dat dit lynreg staan teenoor die wêreldse beskouing daarvan. Hoe die wêreld na Golgotha kyk, en destyds gekyk het, en vandag nog steeds kyk. En hoe ons daarna kyk, is twee totaal verskillende goed. Want soos wat ons daarna kyk, en soos wat ons weet hoe dit uitgewerk het, hier is geen sprake van 'n slagoffer wat oorweldig word nie. Inteendeel, hier sien ons die Seun van God in sy hoogste oomblik van soewereiniteit. Hy verloor nie sy lewe nie, hy lê dit gewilliglik af. En aan die kruis sien ons nie die armsalige verguising van 'n slagoffer nie, maar die triomf van 'n heilige transaksie. Die heilige word tot sonde gemaak, sodat die geregtigheid van God aanskou kan word. Die onskuldige word vervloek, sodat die vervloekte ons genade kan ontvang. En so kan ons aangaan, geliefdes, paradoks op paradoks op paradoks. Dit is een van die redes hoekom ons sê dat die Godse koninkryk in die wêreld twee totaal verskillende pole is. En daar is soveel skrif wat dit bevestig, maar ons kom nog daarby. Maar wat ons nou hier sien, en dit is wat hier in Johannes 19 beskryf word, dit is die groter prentjie. Die paradoks van Golgotha, nie die dood nie, nie 'n slagoffer nie, nie 'n nederlaag nie, maar oorwinning in die lewe. En wanneer Jesus dan in vers 30 uitroep, tetelestai, dit is volbring, verklaar hy dat al daardie wat die negatiewe pole van die paradoks is, dat dit omgekeer word. God keer dit om. En dit word dan vir ons die kosbare basis, die grondslag van ons geloof. Die offer is gebring. Die skuld is betaal. Die dood is oorwin. En dit is dan waarom God se koninkryk absoluut reëlreg teenoor die wêreld staan. En dit is wat God dan ook inderdaad in Jesaja 55 vers 8 en 9 verklaar het. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee, en my gedagtes hoër as julle gedagtes. En geliefdes, dit word juis dan deur Golgotha beaam. Want geen mens sou so iets ooit bedink het uit sy eie nie. Geen mens sou so iets ooit kon indink dat dit moontlik is om dit so om te keer nie. En vir die gelowige is dit lewensbepalend om God se weë te verstaan. En dit is juis die aanpassing wat ons dwars deur ons geloofslewe moet maak, om aan te pas by God se weë, dit wat reëlreg teenoor die wêreld staan. En dit is die hele stryd van heiligmaking wat in die gelowige se lewe plaasvind. Dit is die stryd wat die gelowige in sy lewe het. En ons in hierdie voorspoedskultuur waarin ons lewe, ons wat so vasgeknog is aan die voorspoed en die dinge van die wêreld, en ook spesifiek in ons land en ook in hierdie dorpie van ons, geliefdes, dit is moeilik. Dit is moeilik om die wêreld op te gee. Maar dit vra 'n vrywillige offer. Maar dan dink ons vandag nou, hierdie oomblik, dink ons aan die miljoene wat hier bo in Afrika in
in die Midde-Ooste, in Iran, Korea, China, van wie dit weggestroop word. En dan begin hulle 'n ander idee het van wat dit is om dit op te gee. Dan is dit soos ek so dikwels vir mense sê, maak jou keuses terwyl jy nog kan. Maar God gaan die dag dan laat gebeur, wanneer daar nie meer vir jou 'n keuse is nie. Jesus het gesê, en ek het dit afgelope tyd beklemtoon, dat jy gaan swaar kry in hierdie lewe. Dis wat hy beloof het, geliefdes. Ons het dit oor die afgelope paar Sondae dat ons daarna gekyk. Hy het gesê, jy gaan swaar kry in hierdie lewe. Nou dink ons miskien hier in ons borrel waarin ons sit, maar ek kry alreeds so swaar. Maar dan dink ons vir 'n oomblik ons in hulle wat alles verloor. Alles. En ek dink jou gedagtes raak bietjie anders wanneer jy jou geliefdes in die sand begrawe sien, dat net die kop uitsteek en dan wat daarna gebeur. Dis anders. Ons waardes sal anders raak, geliefdes, wanneer God ons in 'n situasie plaas waar daar nie meer vir ons keuses is nie. Laat ons die keuses maak terwyl ons kan. En laat ons bereid wees om die wêreld op te offer. En ek sê nie, ons moet nou almal hier op die knoppie gaan bly en soos monnike lewe nie, dit was nooit die idee nie. Maar dat ons voorkeure in hierdie wêreld sal wys, dat dit die koninkryk van God is en nie die dinge van die wêreld nie. Daarom moedig die apostel Petrus dan ook die gelowiges in 1 Petrus 3 vers 15 aan, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Jy sien, dit is waarheen alles op die ou end gefokus is, sodat ons waarlik verantwoording sal kan doen vir die hoop wat in ons is. En ons het die afgelope tyd uit Romeine 5 so dikwels na hierdie hoop gekyk. Hierdie hoop wat ons het op die glorie van God. Waarna verwys dit? Dat ons met hom in die ewige heerlikheid gaan wees. Kan ons dit verklaar aan die man op straat? En soos wat dit al hoe meer aangewese gaan word, kan ons dit verklaar aan 'n moslim wat ons gaan teekom, wat ons wil aanvat oor ons geloof? En daardie dae is hierso, geliefdes. Sal ons dit kan doen? Sal ons verantwoording kan doen vir die hoop wat ons het? Maar kom ons gaan nou na die kruisgebeure soos Johannes 19 dit beskryf. Vanaf vers 16. Ek lees vers 16 en 17 weer. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En hulle het Jesus geneem en hom weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die hoofskerelplek, in Hebreëus genoem Golgotha. Kyk weer na die paradoks. Die een wat die swaartekrag van die aarde bepaal het, geskep het, styer onder die gewig van die kruis, soos dit in Matteus 27 gestel word. En toe hulle uitgaan, het hulle 'n man van Sirene gekry met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. Hoekom? Omdat Jesus te swak was om dit self te dra. Die kruis, die instrument van sy dood, word vir ons dan die instrument van ons lewe. Vir ons die instrument van vryspraak, van verlossing, van die ewige dood. En dit is presies hoe Romeine 5 vers 6 dit beamoed. Want toe ons nog swak was,
het Christus op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterf. Gaan aan na vers 18 van Johannes 19 vers 18. Vers 17 eindig met Golgotha waar hulle hom gekruisig het en saam met hom 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. Maar kyk mooi, kyk hoe beskryf Johannes hierdie werklike gebeure. En hy beskryf dit asof hy 'n buitestander is. Hier's geen emosie nie, hy gee die feite. Geen interpretasie nie eers nie. Geen grafiese beskrywing van die spykers wat die been in die vleis deurboor nie. Geen kreun of uitroep van pyn nie, net die gebeure. Dis soos daardie al daardie omstanders dit beleef het. En wat van daai Romeinse soldate? Vir hulle was daar die kruis en die hamer en die spykers, maar net bloot hulle gereedskap van elke dag. Net nog 'n routine taak vir die dag afgehandel. Net nog 'n krimineel wat kry wat hom toekom. Maar in die groter prentjie van God se raadsplan is daardie spykers die openbaring van sy liefde en sy genade. En wanneer ek dit hoor, dan kan ek nie anders as om te dink aan daardie boodskap van Alistair Begg, daardie kort videoetjie wat almal waarskynlik nou al gesien het, wat vir my een van die kosbaarste videoetjies is om na te kyk, om my te bemoedig, maar ook net om te verstaan hoe groot God se genade is, wanneer hy verwys na een van die misdadigers wat gekruisig was saam met Jesus, terwyl die een misdadiger Jesus gehoon en bespot het, en die ander een na hom gekyk en gesê, Here, wees my genadig. En toe sê Jesus vir hom, vandag sal jy saam met my in die koninkryk wees. En dan beskryf Alistair Begg nou hierdie situasie wat nou daar plaasvind, wanneer hierdie misdadiger daar in die hemel aankom. Hy het geen CV wat hom vir die hemel kwalifiseer nie. Hy het nooit aan 'n kerk behoort nie. Hy het nooit sonndagskool bygewoon nie. Hy het nooit in die koor gesing of enige iets wat hom enigsins kon kwalifiseer om saam met hom in die hemel, saam met Jesus in die hemel te wees nie. En uiteindelik vra die supervisor van die engele, nou, hoe het jy hier uitgekom? En dan is sy antwoord dit was die man in die middel wat gesê het, ek kan kom. Dit was die man in die middel wat gesê het, ek kan kom. Selfs daar in sy sterwensnood, toon Jesus nog 'n keer sy barmhartigheid. En hy sê vir hom, vandag is jy saam met my. Hoekom? Hy het sy sonde besef en hy het Jesus erken as die Godgestuurde. En so is dit met ons is nie veel anders as daardie derde kruis nie. Ons het net so min meriete gehad toe ons gered was. Ons CV het vir niks getel nie. Ons was ook daar. Ons was op daardie derde kruis. Maar terug na Golgotha, vers 19 verwys ek na die feit dat die 2 ander wat saam met hom daar gekruisig was, dat er 2 misdadigers was. Maar ook dit was 'n vervulling van 'n profesie wat in Jesaja 53 alreeds gegee is. 700 jaar voor die kruisgebeure. Jesaja 53 vers 12. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood
en saam met oortreders getel was, terwyl hy nog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ons moet weet, geliefdes, elke hamerhou was die Vader wat sê, my seun is die losprys vir die sonde van die wêreld. En met daardie spykers het hy ons skuldbrief aan die kruis vasgespyker. En ek weet nie hoe lank is julle sinne nie, maar ek weet hoe lank is myne. Maar ek weet ook dit, hy is aan die kruis vasgespyker. Romeine 5 vers 8 skryf Paulus, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Maar ons verstaan ook, dit is nie die spykers wat hom aan die kruis gehou het nie. Dit was sy liefde, wat hom vrywilliglik daar gehou het. Kom ons gaan na vers 19 tot 22. En by Pilatus het ek 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit. En daar was geskrywe, Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode. En hierdie opskrif het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. En dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Maar Pilatus het geantwoord, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Baie veelzeggend. Dit was die gebruik dat die aanklag wat teen die een wat gekruisig word, op die kruis gehamer word, die aanklag staat, word daar aan die kruis vasgespyker. En wat is die aanklag wat teen Jesus geskrywe is? Die koning van die Jode. Koning van die Jode is die aanklag teen hom. En hierin is daar so 'n groot ironie. En wanneer Pilatus dan hiermee Jesus se misdaad aankondig, verklaar hy onbedoeld juis een van Jesus se titels. Maar nog meer, hy verkondig dit in 3 tale, sodat almal dit kon verstaan. Met ander woorde, dit was 'n boodskap aan die wêreld, nie net aan die Jode nie. In Hebreëus die taal van die Jode, in Grieks die taal van die kultuur en die filosofie, die denkers, en in Latyn die taal van mag en geregtigheid, die regering. Almal het geweet wat daar staan. En so spreek God hierdeur tot die hele wêreld en sê, hier is julle koning. Hier is julle koning. Kom ons kyk na vers 23 en 24. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, elke soldaat 'n deel en die onderkleed. Maar die onderkleed was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef, dis hoekom dit so kosbaar was. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie dit sal wees. Sodat die skrif vervul sou word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. En dit het die soldate dan gedoen. En hier sien ons in die groter prentjie van God se wil, val selfs hierdie dobbelstene, volgens die raadsplan van God. En dit wat hier gebeur, geliefdes, selfs in hierdie skynbaar onbenullige detail, is die presiese vervulling van Dawid se profesie in Psalm 22. Die verbuisterende genade is dat Christus nie vir mense gesterf het wat hom waardeer nie, maar vir sy vyande wat hom minag, en selfs vir sy klere dobbel terwyl hy sterf. So sien ons aanhoudend die absolute paradokse.
Vers 25 tot 27, en by die kruis het Jesus gestaan, het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê vir sy moeder, vrou, daar is die seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierdie oomblik van soveel pietheid. Selfs aan die kruis in sy diepste lyding, sien Jesus sy moeder en sorg vir haar. Hy vertrou haar toe aan Johannes, die disipel wat hy lief gehad het. 'n stille, maar baie kragtige bewys dat sy liefde tot die einde persoonlik en sorgsaam sal bly. Dit is wat ons ook kan weet, geliefdes. En dit is juist die voorloper waarna Romeine 5 vers 1 en 2 verwys. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot die genade waarin ons staan. Hier is deel van die genade waarin ons staan. Dat ons tot aan die einde, selfs onder die grootste beproewing, al was ons nou in Nigerië, of Korea, of Iran, of China, vir hulle sal God se vrede daar wees tot aan die einde. Maar wat ons ook hier sien, en miskien kom die vraag by ons op, hoekom vertrou Jesus Maria aan Johannes toe? Sy moeder aan Johannes en nie aan sy broers nie. Wel, is baie duidelik as ons na die res van die evangelies kyk, dat sy broers nog nie tot bekering gekom het op daardie stadium nie, hulle het eers later tot bekering gekom. Maar dan sien ons hier ook hierdie kosbare beginsel, naamlik dat die lyn van die Gees, die lyn wat deur die Gees loop, vir God baie kosbaarder is as die lyn wat deur die bloed loop. Verstaan nie wat ek bedoel? En dis wat ons moet onthou. As daar ooit 'n keuse is, dan moet ons onthou. Die wie ons broers en susters in Christus is in die oë van die Here, en moet dit vir ons kosbaarder wees as selfs ons bloedfamilie. Want Jesus het gesê, selfs jou bloedfamilie gaan jou vervolg. En daarvoor moet jy ook bereid wees en gereed wees. Kom ons kyk na vers 28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Nou die skrif waarna hier verwys word is Psalm 69 vers 22 of 21 afhangend van jou vertaling. En staan dat Jesus in sy alwetendheid geweet het dat daar nog een profesie was wat vervul moes word. En dit was hier die ene van Psalm 69. En weer eens bring dit ons by die paradoks. Hy wat die bron van lewende water is, ledig die beker van God se toorn tot op die droesem. Daar bly niks oor nie, sodat daar niks van God se oordeel oorbly nie. Oor ons nie. Hy ledig dit tot op die droesem. En hy wat in Johannes 4 vers 14 beloof het, dat wie van sy water drink, nooit weer sal dors nie. Hy self ly dors, sodat ons as gelowiges nooit hoef te dors nie. So sien ons, geliefdes, dit is die paradokse van ons geloof. En dan vers 29. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstok gesit en aan sy mond gebring. En nou moet ons onthou dat die eerste keer wat 'n hisopstok in die reddingsgeskiedenis van die mens gebruik was daar in Exodus 12 op die voorhand van Israel se vertrek uit Egipte.
God het aan die hoof van die huis opdrag gegee om op 'n hiesoptak die bloed van die offerlam te smeer en met daardie bloeddeurdrenkte hiesoptak die kusyn van die huis te besmeer, sodat die doodsengel verby kon gaan. En sodoende sou die oordeel, die doodsoordeel nie op Israel kom nie. Op Golgotha word die hiesopstok gebruik om God se oordeel na die offerlam te bring. Die finale spyker in die kus, wat nie 'n goeie beeld is om te gebruik hier nie, maar by wyse van spreuke. En Jesus drink sodoende die bittervrug, die asyn van menslike rebellie, wat deur daardie hiesoptak na sy lippe gebring word. Hy neem die oordeel op homself. Hy dra die skuld. Dit is waarlik redding bewerkstellig. Salvation accomplished. Vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, Tetelestai, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dit was vir Christus Jesus die einde van sy menslike bestaan. Die einde van sy lydenstyd. En vir God se mense was dit die weg na God wat deur hom gebaan is. Die dood is vir ewig oorwin vir die wat God sinne is. En dit sou dan bekragtig word deur sy opstanding. In Romeine 5 vers 2, soos ons onsself herinner sê, daar is nou deur die geloof toegang verkry tot God se genade. En die roem en die hoop op die heerlikheid van God is verseker. Dit is wat ons sinne is. En so sien ons dan, geliefdes, niks op Golgotha was aan die toeval oorgelaat nie. Niks. Elke aspek waarna ek nou verwys het, wat hier beskryf is deur God beplan. Dit was nie 'n tragedie wat hand uitgeruk het nie. Dit was 'n presiese goddelike raadsplan wat tot op die laaste druppel vervul is. Letterlik die laaste druppel, daardie asyn op die hiesopstak. En Jesus se uitroep, Tetelestai, dit is volbring, is die finale seël op 'n heilige transaksie. En Jesus word toegang tot die Vader geweier in die duisternis van die kruis, sodat ons vir ewige vrye toegang tot die lig van sy genade kan hê. Hy word buite die stadspoort aan 'n vloekhout vasgespijker, sodat die poorte van hemelse heerlikheid vir ons kan oopswaai. Francis Schaeffer het hieroor gesê, in the cross, we see the final collision between the infinite justice of God and the total rebellion of man, resulting in the only possible bridge for our redemption. So is die kruis nie net op Golgotha nie. Die kruis is die brug na die hemel, die spreekwoordelike brug vir ons. Maar kom ons kyk weer na daardie woord Tetelestai. Daardie een woord verander die status van elke gelowige. En hy verander dit vir ewig. In die spreektaal van daardie tyd het hierdie woord op 3 besondere lewensterreine gegeld. En dit is net daar vrylik gebruik op 3 lewensterreine van daardie tyd. In die eerste plek, in die besigheidswêreld, die oomblik wanneer die skuld in volle betaal is, word daaroor die rekening geskryf, Tetelestai, ten volle betaal.
Ook die oomblik wanneer 'n vonnis ten volle uitgedien is, verklaar die regter tetelestai, vrygeskeld. Die losprys is betaal. In die weermag, die oomblik wanneer 'n geveg finaal gewen is, verklaar die generaal tetelestai, die stryd is gewen. En toe Jesus tetelestai uitgeroep het, het hy hierdie 3 ewige uitsprake gemaak. Ons skuld is ten volle betaal. Ons straf is ten volle uitgedien. Die stryd is ten volle gewen. Die vyand is ten volle ontwapen, die oorwinning is behaal. Ons is nou die allerheiligste Godsinne. En daarom besef ons dan, geliefdes, die kruis op Golgotha is God se verklaring aan ons, geteken in die bloed van sy seun. Die losprys is ter volle betaal. Die transaksie is afgehandel. Ons het geen skuld meer nie. Die stryd teen die bose is gewen. En dit is wat ons vandag moet besef. As dit al is van hierdie boodskap wat ons dan onthou, laat dit hierdie 3 aspekte wees. Jesus het ten volle betaal. Ek sluit af met hierdie aanhaling uit Cripplegate. Tetelestai was not a cry of defeat, of disappointment, of hopelessness. It was a cry of victory, accomplishment, of hope. No more sacrifices. En dink nou hoe die mense van daardie tyd dit verstaan het. No more coming to the temple year after year with the blood of bulls and goats, which can never take away sin. No more human mediator who has to atone for his own sins and well as yours. No more darkness obscured in the types and shadows of the law. Al daardie heenwysings na redding. Now by Christ, all is finished. All is accomplished. Everything necessary for the salvation of sinners is accomplished by Jesus. And it is accomplished not in part, not even in great part, but it is fully accomplished. Sinners need not look anywhere but Christ for salvation. Salvation is not to be found in anyone else, in anything else, either in whole or in part, but only in Christ alone. Nothing remains for us to do. Nothing in our hands we bring, simply to his cross we cling, for there it is finished. Our salvation is purchased for us in full, and all of our offenses have been nailed to the cross, where Jesus made an end of them. Good Friday marks the day when Jesus cried out, Tetelestai, it is finished, and died on the cross for our sins. Therefore it is good. Therefore it is good, because it is finished. It is finished. Almagtige God, U woord het aan ons bevestig, Here. U weer is nie ons weer nie, U denke nie ons denke nie. En Here, hier waar ons nou aan die einde van hierdie deel kom, hierdie heilige woord uit Johannes, dan Here, dan besef ons opnuut en staan ons sprakeloos voor die paradokse, die teenstellings van Golgotha. Want juist daarin, in elke paradoks en deur elke paradoks, het U vir ons redding bewerkstellig.
Ons loof U en aanbid U, liefdevolle, genadige Vader in Christus Jesus. Dat U U Seun gestuur het, dat daar vir ons redding en genesing kan wees. En alleenlik in Hom. Mag U naam verheerlik word, Here, wanneer ons U wil hier op aarde soek, om dit te doen tot U verheerliking, en mag U wil hier op aarde vertrek word, soos in die hemel, in ons lewens ook in die lewe van ons as gemeente, dat dit ons goddelike en heilige taak sal wees, Here, om soos heiliges te lewe, saints in die ware sin van die woord. Mag ons naam gestand doen, Vader, omdat ons besef wat prys betaal is. Miskien nie nou ten volle nie, maar ons sal eendag in die grootste dankbaarheid en afhanklikheid loof ons U groot en U heilige naam, Here, want hierdie redding is alleenlik van U. Alleenlik deur U geproklameer, alleenlik deur U voltrek, deur U Seun, ons redder, Jesus Christus, waarvoor ons U loof en dank, en ons doen dit in die heilige naam van ons redder en ons heiligmaker, Jesus Christus. Amen.